Goeiedag vriende, dis Arno Lambrechts, Oranje Karnavalmeester 2025 en wat 'n naweek was dit nie gewees nie. Ons het 'n fantastiese karnaval gehad hier op Oranje. Ons het oorweldig positiewe terugvoer gekry van beide besoekers, mense wat deelgeneem het, mense wat stalletjies gehuur het, mense van buite, mense van binne. So ek dink dit was 'n groot sukses gewees. Ek wil graag net so vinnig kom ons sê terugvoer gee, as ek dit so kan stel, oor my ervaring gedurende die karnaval. En ek wil begin dan by die Neon Nagdraf. Ons het 'n lekker roete gehad, ons het baie goeie deelname gehad. So 'n Neon Nagdraf was vir my, een van hierdie kere was ek dink die weer was baie lekker geweest. Ek dink ons tyd van die dag was reg geweest. Dit was net lekker donker toe ons die Nagdraf gehou het. En dit was spruit vir oud en jonk. Ek het hom baie geniet. So ek is regtig bly ons het nie die Neon Nagdraf weggevat of enigiets in daai lyn nie, en julle kan maar verseker wees volgende jaar gaan ons weer Nagdraf hou. Nou ja, toe ons by Vrydag kom, natuurlik hierdie jaar het bietjie van 'n kink gehad in die feit dat dit was die Kreer inhuldiging van die Kreer monument of die Kreer beeld gewees, wat baie nou met die karnaval saamgeloop het. En ek moet sê, ek dink dit al twee funksies is versterk deur die feit dat ons op dieselfde dag dit kon hou, dat ons op Kreerdag kon karnaval hou, het tot al twee se voordeel getrek. Ons het die vlot optog het toe nou natuurlik vertrek vanaf die Kreer terrein tot onder by die karnaval. So dit het ook nou aangesluit by die tema van die karnaval hierdie jaar, ons helde, wat nou presies hierby insluit. Nou ons het toe daarna, toe ons op die terrein kom, dit is nou so laatmiddag gewees, was dit toe nou 'n lekker warm dag en ons het die dansakademie se vertoning was hierdie jaar, ek het hom laas jaar eintlik het ek hom gemis. Ek het nie veel tyd gehad om laas jaar na die dansvertoning te kyk nie. Die jaar kon ek dit sien en dit is eintlik ongelooflik as jy sien met die kleintjies, veral hulle hoeveel moeite daarin gaan om daai danse reg te kry, en dan ook dit was 'n wenner, ek dink hy is outomaties gaan ons weer volgende jaar dit doen. Ook toe hulle, ek weet nie wat die woord ek sal gebruik nie, maar kom ons sê maar 'n flashmob tipe ding gedoen. Ook het spesifiek gevra, hulle wil nie op die verhoog optree nie, dit moet eintlik 'n spontane liedjie sang vertoning wees. En ek moet sê die klanke wat daar uitgekom het was hoendervleis goed gewees. Ek wil wel sê, ek dink ons moet hulle volgende jaar op die verhoog sit. Dit gaan nog meer tot sy reg kom as Oker onder die ligte is op die dag. Ons gaan vir Oker volgende jaar meer 'n prominente plek gee. Nou ja, toe kom eintlik 'n groot kontras vanaf die een kultuuritem na die volgende ding, naamlik die Koeksuster eet kompetisie. En dit was 'n reuse sukses geweest. Ek het nie besef wat se landmerk dit eintlik op die kalender is, die Koeksuster eet nie. Dit was baie goed ontvang. Nou ja, toe het ons motorfietsmanne, Djangoras FMX, het hulle opwarmvertoning gelewer. Natuurlik was dit nie Djangoras se hoofvertoning nie, hulle het by verre die lekkerste goeders gelos vir Saterdag, maar dit is definitief enige iemand wat Vrydag se vertoning gesien het, sou die moeite wou doen om Saterdag terug te kom. En dan natuurlik Roan de Tooi, wat kan ek sê, dit was 'n absolute wenner geweest. Ek dink dit is een van die, sê nou maar die beste vertonings wat ek hulle kunstenaars sien lewer het by die karnaval. So pluimpie vir Roan de Tooi, ek dink is die perfekte ou geweest. Toe kom ons by Saterdag, stalletjies het oopgemaak. Willem hulle die boogskietkompetisie gehou. Ek moet bieg, ek het nie daar uitgekom nie. Dit was vir my 'n baie besige dag, so ek het nie daar by die Oranje Letters 'n draai gemaak nie, maar ek het wel gereeld in daai rigting geloer en daar was altyd mense gewees, nogal verbasend baie dat ek gedink het, ek moet daar uitkom. Maar jy weet maar hoe dit is as jy 'n ding reël, jy hardloop rond van stuurboord na bakboord. Dan natuurlik die immergroen skopfiets uitdaging waar ons die kleintjies laat resies jaag teen mekaar met hulle skopfietsies. Dis koslik om te sien. Dis maar altyd 'n wenner. Party van hulle, dit lyk of dit moeiliker is om die klompie te kry om van punt A na punt B te ry as wat mense sou dink. Party van hulle raak die pad byser en draai na ouma toe halfpad en wil eers gaan hallo sê. Ek dink dis wat dit so lekker maak. Dit is regtig 'n gemeenskapsitem wat vir oud en jonk om te sien.
Ons het hierdie jaar 'n skattejag gehad, dit was die eerste keer dat ons dit gedoen het. Dit was vir beide die jonger kinders sowel as hoërskoolkinders was dit gewees 'n uitdaging wat aangebied is deur die Orania Sakekamer. Dit was baie goed bygewoon en daar was baie lekker pryse ook. Ek dink hulle het, as ek nou reg onthou, die senior kategorie het die ou gewen 'n silwer kreerant. Nou ja, silwerpryse is deesdae deur die dak. Ek dink dit is 'n baie goeie prys. Ons ambagsuitdagings op Saterdagoggend was 'n absolute wenner. Ons vennote was BKO, soos wat verlede jaar ook die geval was vir die messelwerk kompetisie. Dan het André van Heerden in die ingenieurspan vir ons die ingenieursuitdaging gehou. En dan het die ouens van Orion Hardeware saam met Strike Arc, swysmaatskappy vir ons 'n swys kompetisie gehou. Daai drie goed het gelyk geloop. Dis een van die gedagtes wat ek van hierdie skou al weggevat het, is om te kyk of ons volgende jaar die ambagsuitdagings nog kan uitbrei. Ons het byvoorbeeld met die ouens op die terrein gepraat, die ouens wat die hardeware goeders doen, is oor hoe kan 'n mens, wat se uitdagings kan jy nog bybring? Ek wil nie nou te veel uit die mou uitlaat nie, maar daar's klomp idees hoe ons nog uitdagings kan bybring. Dan het ons gehad, hierdie is 'n nommer 99 item, was die middagkonsert was toe nou gewees, Lana Jacobs en Peer van der Westhuizen. Lana is 'n vrou van Philippolis, net die ander kant. En die vorige kunstenaar wat ons gehad het, moes vanweë sy het net skielik oulik gevul en sy kon dit toe nie maak nie. Ek moes toe op nommer 99 rondsoek. En ons het toe vir Lana gekry en dit het toe so gebeur dat Lana saam met Peer van der Westhuizen, hy is 'n tenor en sy's 'n sopraan. En hulle het vir ons 'n opvoering gedoen, middagete in die konsert op baie kort kennisgewing. Dit was hoendervleis goed geweest. Dit klink of jy in 'n operahuis in Europa was. Hulle is ongelooflik goed, beide van hulle. Nou ja, hulle het 'n fan gekry. As daar net een is, dan is dit ek, maar hulle was fantasties geweest. Die toutrek kompetisie, ek dink ons gaan nie 'n karnaval aanbied sonder die toutrek nie. Hy was hierdie jaar maar net soos elke jaar 'n wenner. Wat snaaks is van die toutrek, jy sukkel altyd om inskrywings te kry. Dit is letterlik 'n stryd tot op die laaste oomblik kry ons nie spanne bymekaar nie. Maar dan as jy daai tou uithaal en daai eerste span begin trek, kyk, dan storm my ouens. Ons het gedink ons gaan die toutrek op daai tipe vlak bedryf, met ander woorde nie as 'n nasionale kampioenskap nie, maar as 'n lekker gemeenskapsboeresport. Ons hou hom so. En net soos gewoonlik was dit 'n wenner geweest. Ons het net daarna in die tent het ons 'n skaak toernooi gehou met 'n bietjie van 'n twist, as ek dit so kan stel. Hierdie jaar het ons die skaak, wel, is die eerste keer dat ons nou 'n skaak aanbied as deel van die karnaval. Ek het bietjie met die idee gespeel dat ons die skaak elektronies doen, met ander woorde op 2 rekenaarskerms, en dit het toe so uitgewerk. Ek dink dit was 'n reuse sukses. Want wat nou gebeur het is, die skaakbord is 'n rekenaar of 'n televisieskerm gewees, so jy kon aan die gehoor sit en jy kon die skaak se verloop sien. En dit is 'n uitstekende formaat, ons gaan dit definitief weer so doen. Nou ja, dan Juffrou Lientjie, wat een van die sterre van hierdie vertoning was. Juffrou Lientjie het, soos ek verstaan by haar, is dit haar eerste lewendige vertoning. Sy is reusagtig op sosiale media. Hierdie is die eerste keer dat sy in persone 'n vertoning gedoen het. Ek het hier reg aan die begin half bekommerd geraak, want eers toe sy nou die hallo sê liedjie begin, toe spring haar 'n chokker op die verhoog om ook sy handjie te swaai, en toe sy maatjie by, en toe sit 4, en toe sit 10, en toe sit 100, toe sit net kinders daar rondom Juffrou Lientjie, en ek het daar by haar man gestaan, en gesê, moet ek hulle gaan afhaal? Toe het hy ook nie eintlik geweet nie, want dit is nou die eerste keer dat so iets nou gebeur, en toe sê vir my, nee, sy sal vir ons 'n teken gee as dit te veel raak, en nou ja, sy het hulle toe baie mooi hanteer. Want kyk, al die chokkers wil net by Juffrou Lientjie kom. Jy kan sien daai aantrekkingskrag, hulle is mal oor daar. Soos ek verstaan, is Lientjie en haar man is baie pro-Orania, en die waarheid is tot so 'n mate, hulle kyk daarna om eiendom te koop in Orania, so ons sal hulle met oop arms hier verwelkom. Ek dink dit is 'n groot aanwinst gewees, so baie dankie Juffrou Lientjie. Ek is amper op die einde, ons het toe 'n Sterkman vertoning gehou na Juffrou Lientjie. Dis altyd 'n wenner. Jy kan maar weet, as jy wil mense trek by 'n karnaval, hou 'n Sterkman. Ons het hierdie jaar probeer om die kompetisie aspek bietjie meer uit te bring. Met ander woorde, in plaas van dat ons net 'n demonstrasie lewer, het ons 'n kompetisie gehou. Ons het toe nou gekyk wie is die beste
Oranje Sterkman 2025 en dit was oorweldigend suksesvol geweest. Ek is heeltemal seker dat ons gaan volgende jaar gaan ons daai item heelwat kan uitbrei. Ek sou graag wil sien dat daar 'n formele uitdenronde is en dan 'n finaal wat ons die groot ouens teen mekaar gaan sit. Ek moet vir Pierre en vir Teni van Gasman sê, hulle is eintlik hulle idee geweest dat ons hierdie jaar 'n kompetisie hou. Hulle was die borge, hulle het baie bygedra tot die prysgeld en ons wil volgende jaar net bou daarop. Ek dink ons kan later op die punt kom wat mense kan begin ouens uitnooi van kompeterende sterkmanne om te kom deelneem. Ons het 'n groot geleentheid daar om daai sterkman vorentoe te vat, veral met so 'n goeie vernoot. Nou ja, toe was dit nou Jungle Rush geweest en ek was op daai stadium toe ek nou klaar was met die sterkman vertoning, toe loop ek nou daar teen die trappies op bo na die klubhuis toe. En ek kon nie by daai trappe op nie want daar was soveel mense geweest. Dit was amper soos om 'n skram te moes. Die hoeveelheid mense op daai terrein wat hierna wou kyk, was net dit het jou asem weggeslaan. Ek dink ons kon nie 'n groter vertoning gehad het as wat Jungle Rush vir ons gegee het nie. Natuurlik in plaas van op die Vrydag wat hulle net, as ek nou sê net, is dit nou nie net nie. Ek het nou verduidelik hoe erg dit is, maar in plaas van dat hulle net gespring het, dat hulle toe nou begin om die motorfietsse eintlik in die lug te los en dan te vlieg soos 'n Walverse superhero en bollemakkiesies te doen in die klas van dinge. So groot respek vir daai ouens. Ek dink hulle het 'n baie lekker gees gehad. Hulle het ons mense is nou nog, as ek ons in die dorp raakloop, sê mense vir my baie dankie. Dit was fantasties. Nou ja, toe die einde van die aand was gewees met die Immergroen Wynand en Serie, ek hou eintlik baie van hulle repertoire van musiek. Hulle het 'n redelike wye verskeidenheid en daarom vind dit aanklank by oud en jonk. Daai twee stemme is maar net, dit klink vir my soos toe ek nou groot geword het met Kenny Rogers en Dolly Parton, daai tipe van ding. Jy kan hoor daai twee stemme vir mekaar gemaak. So hulle het regtig tot hulle reg gekom as 'n duet. Nou ja, dit was Karnaval 2025. Dis lekker om klaar te wees, moet ek sê, want die druk is bietjie van nou af, maar nou begin jou kop al klaar draai oor wat is ons datums volgende jaar, wat gaan ons aanbied, wie gaan ons nooi, gaan dit reën, gaan dit koud wees. So ek dink die druk hou nie op nie. Ons moet hierdie item groei. Dit is 'n vertoonvenster vir Orania is die karnaval. Ek dink is die grootste item op ons kalender, maar ek dink net so belangrik, boonbehalwe die feit dat ons 'n vertoonvenster vir wat ons doen in Orania en vir ons manier van lewe aan mense wil wys, wil ons ook tog vir ons eie gemeenskap iets bied. En ek dink dis waar die hele ding van die gratis ingang op Vrydag so belangrik is. Ons wil niemand in Orania se gemeenskap uitsluit van die karnaval omdat dit duur is nie. En ek dink daai is 'n wenresep dat jy tog maar die top vertonings hou vir 'n Saterdag, maar dat jy vir Vrydag mense gratis en hoë gehalte vermaak nog steeds kan bied. Dat ons iets van ons gemeenskap kan teruggee om te sê dankie vir die harde werk. En wat ek hierdie jaar opgeval het is noem dit nou maar die gees op die terrein, die Engels het 'n woord wil sê, hulle die vibe. Daar was 'n baie lekker gees. Ek dink ek het dit op die terrein gesê daar Saterdag aand, as jy hier so vroeg aand op 'n Saterdag op 'n karnavalterrein is en jy sien die arena, die items is klaar, is nou donker raak en ons gaan nou musiek maak en jy sien 50 kinders wat daar rondhardloop en balle van mekaar gooi en bollemakkiesies doen en alles. Dis gemeenskap daai, dis wat ek wil sien. Nou ja, dis alles van my kant af. Ek het klomp mense om te bedank. Ek gaan dit maar op 'n sosiale media plasing doen. Dit gaan te lank vat. Ek is nou klaar besig om mense te verveel. So ek wil vir elkeen van julle wat deel was op enige manier van hierdie karnaval opreg bedank. Dit was 'n ervaring wat my altyd sal bybly. En ons sien julle verseker volgende jaar weer by Oranje Karnaval as ons gespaar bly. Oranje Karnaval 2026, datum sal so gou as wat ons weet, sal ons die datums aan julle kommunikeer. Baie dankie.